Ons gaan saam lees uit Nehemia, hoofstuk 1, vers 3 tot 4. Goed, as julle dit het, en hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en ons stadspoorte is verbrand. En dan sê hy, by die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daelang getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid en gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u lief het en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. En dan hoofstuk 2 vers 17 tot 20. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou, en hulle het die goeie werk aangepak. Maar toe Sanballat, die Goroniet, Tobia, die Ammonitiese amptenaar, en Gesem, die Arabier hoor, wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle nou besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie. En die laaste gedeelte, as julle my nou ken, dan weet julle nou name is nou nie my sterkpunt nie. En dis net name. Maar hou my dop. Die volgende deel, die stuk reg oor die groot aangeboude toring, van daar af tot by die Ovalmuur, is herstel deur die mense van Tekoa. Die stuk van bokant, die perdepoort af, is deur die priesters herstel. Elkeen die gedeelte reg oor sy huis. Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk, die reg oor sy huis herstel. En Semaja, seun van Sekanja, en opsigter van die oospoort, die volgende stuk. Die volgende deel is herstel deur Hanania, seun van Selemia, ek weet nie hoe spreek mens dit uit nie, en Hanun, die 6de seun van Salaf, en die volgende deur Mesulam, seun van Berekja, tot reg oor sy kamer. Dis wat daar staan, elke ou doen sy eie deel. Dis maar in kort as ek dit nou kan opsom, elke ou doen sy eie deel reg voor hom. Dit is wat Nehemia by God gekry het. Dis sy bouplan, dis wat hy doen. Daar's 'n ou advertensie wat sê, en ek wil nou eintlik, jy gaan nou jou ouderdom weggee as jy dit nou weet. You can stay as you are for the rest of your life, or you can change to mainstay. Yes, mooi Renate, mooi geluister. Daar was nog so 'n ander ene, Pieter Stuyvesant advertensie, wat so by die Maldives of so ergens, ek kan nie onthou, dit was net so ongelooflik mooi geweest. Maar, ek wil net sê, van my studente daar, as hierdie ding in my kop, eintlik het die wêreld en die advertensie het nou gesê, jy moet iets anders doen, jy moet nie noodwendig na God toe gaan, jy moet nou na die mainstay kant toe gaan, en jy moet nou, ek weet nie meer wat nou, maak nie saak nie, maar ons is in ons tema besig, die feit dat julle vanaand hier is, sê vir my een van twee goed. So, of jy is in Kanaan,
en jy geniet hierdie Kanaan atmosfeer waar die Here jou eerste, jou alles is. Jy dien hom, jy's vol van sy Heilige Gees en jy loof en jy prys hom en elke dag maak jy vas aan die Here en jy wag om te sien wat die Here vir jou nuut instoor en in gedagte het. Of jy wil graag in Kanaan lewe. En jy's hier om seker te maak en vir jouself te sê, maar hoe kom ek nou eintlik by daai Kanaan lewe uit? Jy wil 'n verandering maak, jy wil graag die uitdaging aanvaar van God wat sê, ek wil jou maak soos wat ek droom vir jou. En jy wil daai iets ontdek en jy wil dit ervaar en jy wil opgewonde daaroor wees. In ons vorige 2 preke, is vanaand die derde ene, vorige 2 preke het dit gegaan oor wie is jy, waar is jy, wat ons nog gegaan het oor Egipte, woestyn of in Kanaan, ons nou self geplot en geplaas, en dan oor mislukkings gepraat, hoekom ons misluk, en toe lees ons daar dat die Israeliete toe hulle wegtrek, toe hulle sommer 'n chommie saamgevat van Egipte, lekker hulle maatjies wat hulle nou gehad het, en die maatjies het begin rebelleer daar in die woestyn, en vir hulle allerhande goed gesê, nee, maar ons verlang nou terug na die vleis, onthou jy hoe lekker die vleis gesmaak, en dan sê die Israeliete, ja, ons dan nog die komkommer, en ons het die waterlemoen, en die prei, en die ei, dis nou wat ek sommer onthou wat strand oor gelees het, en dan trek hulle weg van die Here af, daarom misluk hulle. En ons kon in onsself ook kyk, wat is dit wat maak dat ons misluk? In ons verhouding met die Here, want ons kom keer op keer in die kerk by punte wat ons sê, Here, ek wil dit nooit vergeet, of Here, hier is my lewe, ek wil U dien, ek wil U volg, ek wil voluit vir U lewe, ek wil nooit weer in hierdie situasie beland waar ek is, wat maak dat ons misluk? Die vriende van die Egiptiese vriende wat saam met ons is, wat vir ons allerhande goed te sê, dis nie so nodig, dis nie so, ag, neem nie so, moenie dit, julle ken almal daai storie. Goed, so, Christen wees, God koop niemand om nie, en God forceer ook niemand nie, maar hy daag ons uit, en hy sê vir ons, word en wees wie ek jou voorgemaak het. En daarvoor is een ding absoluut noodsaaklik. As jy dit mis, gaan jy dit nooit kan wees nie. En dit is gehoorsaamheid. Jy het gehoorsaamheid nodig om God te kan volg op die pad wat hy vir jou in gedagte het. Een ding wat ons moet weet, hulle wat voluit vir die Here lewe, is 'n teiken vir Satan. Is 'n teiken wat hy homself op toelê en ons moet leer. Ons moet amper die onderskeidingsvermoë hê. Ons moet vir die Here sê, Here, maak my so bewus. Gee my deur die Gees hierdie onderskeiding dat ek dit dadelik sien, dat ek nie in die slaggat trap nie. Dat ek hom kan identifiseer en dat ek hom kan neutraliseer. En ons gaan weer daarby uitkom. Jy moet aangeskakel as termostaat wees. Jy moet aan die Here vas wees, wingerdstok lote. Hy sê, die wat vas is aan my, dra vrug wat reg gesnoei is. Maar as jy los is, dan beteken jy niks. Daar kan geen groei wees nie. Om te oorleef, om te oorwin, is om in kontak te bly met God die Vader. Die voorbeeld van Nehemia, die profeet van die Here, hy sê, ek het aan die hand van die Here gelewe. Ek het by die Here gekry wat nodig is. In hoofstuk 2 vers 17 staan daar, julle sien self hoe sleg dit gaan. Jerusalem en die stadsmure lê onderste bo. En dan doen hy 'n oproep en hy sê, iets moet nou gedoen word. Iets moet nou gebeur.
dat hierdie vernedering nie langer op ons sal wees nie. Is dit dalk die punt waar God ons ook uitbring in ons situasie, in ons omstandighede, in dit wat vir ons vernederend is, sodat ons sal sê, Here, maar ek wil in U hand bly hou vas. En Here, gebruik my, want dis wat Nehemia sê. Hy sê, ons sal iets moet doen. Hier's my lewe, Here, doen iets met my, dat hierdie muur kan regkom. Ons kan eintlik by Nehemia gaan leer wat hy gedoen het, sodat hy die resultaat kon kry, wat hy graag wou hê. En die heel eerste ding wat ons by Nehemia raak lees, is dat hy het gaan bid. Hulle kwalifiseer daar hoe hy gebid het. Hulle sê hy het gaan sit en gehuil. Hy het daelang getreur voor die Here. Hy het gevas en toe het hy tot God gebid. En dan pleit hy in sy gebed en dan sê Here, help ons verander hierdie omstandighede. En hy sê, kom maak reg, Here. God wil sy kinders, hierdie wat toegewy en met 'n gebroke hart voor hom smeek, wil hy gebruik om hierdie verskil te maak. Baie keer dink ons mos, wanneer ons in ons probleemsituasie is, die Here gaan vir ons 'n oplossing stuur. Maar meeste van die kere rus God ons toe binne in ons eie noodsituasie, dat ons ook hier begin by die gebed en sê, Here, ons kan niks doen nie. Here, wat moet ons nou doen? Here, ons het nie 'n antwoord nie, ons verstaan nie hierdie goed nie. Here, gee vir ons uitkoms. Here, maak 'n verskil, verander dit, maak dit reg. Nehemia loop saam met die Here. In hoofstuk 3 vers 28 lees ons, hy sê, elkeen van ons moet regmaak voor jou. God wys vir hom en sê vir hulle, en al daai moeilike name, wat ek nie lekker kon uitspreek nie, elkeen van hulle het reg oor hulle gaan werk. Eintlik sê die spreekwoord mos ook, vee voor jou eie deur. En in Nehemia se geval is, bou jou eie muur voor jou huis. Ons bid baie keer in Pinkster. En dan vra ons, Here, seën ons. Here, vul ons met U Heilige Gees. Here, laat daar 'n herlewing wees. Here, bereik U goddelike doel. Here, stuur mense. Here, verander harte. Ons bly voor die Here smeek. En Pinkster is 'n tyd waarin jy eintlik jou hart voor die Here kan oopmaak, weer vir hom sê, wat is jou bekommernis? Wat is jou probleem? Wat is dit wat jou pla? Is Jan reg? Okay. En baie keer het ons gedink dat in Pinkstertyd, dat die goed moet verander, dat daar moet 'n verskil kom, dit is wat ons verwagting is, maar in Pinkstertyd, God herstel, verseker doen hy herstel ons verhouding met hom, hy herstel, ek wil amper sê, eintlik daai gebrokenheid tussen ons en hom, en hy is besig met geestelike opbou. Ja, wonder ek partykeer, hoe moet hierdie goed gebeur? Nehemia se eenvoudige beginsel was, dat hy voor die Here gebuig het en gesê het, hierdie ding wat U wil doen, Here, laat dit tot U eer wees. In ons tyd, hoe moet herlewing gebeur? Hoe moet 'n geestelike verandering gebeur? Heel eerste, by my. Ek moet sê, ek wil verander. Ja, by jou, by my. Ons moet sê, ek wil verander. Ek wil U wil doen.
Ons moet sê, ons wil U wil doen. Ons moet sê, ons wil 'n geestelike herlewing hê, en die kern daarvan is gehoorsaamheid. Ons sit nie agteroor en wag dat die Here nou iets moet doen nie. Nehemia het dit ook nie gedoen nie. Hy het dadelik gesê, hy het met die koning gaan praat, hy het sy reisbriewe gekry, hy het gegaan, hy het ingetree, hy het gebid, hy het mense gekry, hy het gesê, ons gaan so en so en so maak. Elke een doel voor sy eie huis. Hoekom? Ek dink die eenvoudige antwoord is, dan gaan dit vinnig. Dan bou jy daai muur baie vinnig. As elkeen doen voor sy eie huis, gaan dit lekker vinnig. En nou is die vraag, wat is nou so belangrik aan hierdie herstelde muur? Hoekom is hierdie muur gebou gewees het? Die vyand in daardie tyd het met sy voete geloop. So as die muur oop is, dan loop hy mos nou in en hy loop uit. Daar's beweging. En die veiligheid van Jerusalem is in gedrang. Daarom moet dit toegebou wees. Ek dink almal was seker nou nie so opgewonde gewees om dit te gaan bou nie. Ek probeer my nou indink sommer net aan hoe dit nou in vandag se tyd sou wees, dan sou die chirurg seker gekom het en gesê het, maar ek kan nie bou nie, want as hier nou 'n ding op my hand val, kan ek nie meer opereer nie. En die burgemeester sou sê, weet wat, ek sal ook nie kan bou nie, want ek het ongelukkig te veel afsprake wat ek moet doen. En die dominee sou ook nie kon gaan nie, want hy sou gesê het, weet jy, as ek my stem verloor, kan ek nie meer praat nie, so ensovoort. So ek dink mense het 'n verskoning gehad. Elkeen het 'n verskoning gehad. En ek dink Nehemia sê vir hulle, broer, jy verstaan my verkeerd. As jy nie gaan bou nie, gaan niemand bou nie. Bou voor jou eie huis. Vat een steen, sit nog 'n steen bo op hom, dan is jy dubbel so hoog as wat jy was. En as jy nog 'n steen opsit, 3 dubbel so hoog. En voor jy jou kry, is hierdie muur gebou. Die vraag is, hoe herbou ons in 2026? Dis waar ons nou is. Heel eerste het Nehemia mos 'n evaluasie gedoen om te sien wat is die skade, wat is die omvang, en daarna het hy met 'n plan gekom. So ek dink heel eerste sal ons dalk vir ons ook eers 'n evaluasie moet maak voordat ons by die antwoord uitkom. En indien daar dan nood is en 'n krisis is, miskien sal dit help as ons 'n fees reël, gaan daar 'n herlewing gebeur. Miskien gaan dit help as ons die kerk verf, gaan 'n herlewing gebeur. Kyk hoe mooi lyk ons kerk. Miskien gaan dit help as ons dalk 'n uitreik hou, bietjie die evangelie gaan verkondig, die 10 mense wat daar is, of miskien moet ons 'n bietjie 'n aanpassing maak in ons dankoffers, dat ons inkomste net 'n bietjie beter is. Miskien, ons het dalk nog nooit daaraan gedink, jy moet ons 'n kerksaal bou. Dan gaan dit met ons 'n absolute herlewing veroorsaak. Miskien moet ons toilette opgradeer. Dan gaan dit fantasties wees hier by ons. Hoe moet ons vandag bou? En wat beteken dit om te bou? As ons Nehemia se manier wil gebruik, dan sê hy, bou om jou vyand uit te hou. Hoe kan ons bou om ons vyand uit te hou? Een manier. Hiervolgens. As ons nie hiervolgens bou nie, is alles verniet en alles te vergeefs. So hier is nie nuwe en fancy maniere om te bou nie. Daar's nie nuwe geestelike triks om vanaand uit te deel en te sê, maar kom ons maak so. Die enigste manier is die woord.
Ek weet nie of julle Jesus sy eie woorde kon hoor, toe hy vervolg is, toe die Satan probeer het om hom te mislei. Wat het hy gesê? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Hoe weet jy? Hoe weet jy wat moet jy sê? Hoe weet jy wat moet jy vir die Satan sê? Dit staan in God se woord. Identifiseer hom en neutraliseer hom deur die woord van God vir hom te sê. Ons sê mos baie keer, dit staan in die Bybel. Nou Satan het eie haai, dan sê hy vir jou, waar staan dit? Waar staan dit? Jy kan nie sê iewers nie. Hy gaan nie weg nie. Hy gaan nie weg nie, as jy nie aanhaal om te sê, daar staan dit nie. Besin, besef, wonder weer oor die muur van jou huis. Is daai muur gebou? Is die muur om jou huis reg? Is die muur om jou familie reg? Wat staan in Deuteronomium 6? Leer dit vir jou kinders, onderrig hulle daaroor, laat dit 'n teken wees as jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy op reis gaan, skerp dit by hulle in. Praat met hulle daaroor. Is die muur om jou huis gesond? Of het hy plat geval? En as hy plat geval het, en jy doen niks daaraan nie, dan kom die vyand in, en hy stap daar rond. Hoe lyk dit by jou werk? Is daai muur reg? Staan daai muur? Hoe lyk dit in ons kerk? Is die muur rondom ons kerk reg? Of het hierdie muur rondom die kerk aandag nodig? Omdat ons die Here nie meer so lief het nie, omdat ons sy woord nie meer ken nie, omdat sy Heilige Gees nie meer 'n begeerte is in God se kinders nie. Hoe lyk ons gemeenskap? Ons doen soveel keer in ons gebedsbediening, doen ons 'n reis, gebedsreis, wat ons ry tussen boere se plase en bid en vra vir seëning, bid en vra vir beskerming, by departemente, gaan bid en vra, Here, help asseblief. Here, hier's nood, gee uitkoms. En ons sê daarmee saam, as dit ons is, Here, maak dan vir ons die deur oop. Die Bybel as woord van God, die Bybel as die stem van God, in ons stilte tye, in ons gebede, in ons saam wees by die Here, in ons Bybelstudie, in ons ontmoetings met God, in ons Pinkster, wanneer ons saam is met medegelowiges. So bou ons. So word hierdie muur opgebou. En sê mense en getuig mense van die aanraking van die Here, van die teenwoordigheid van die Here, van die wonderlike, aangename ervaring om saam met medegelowiges te wees. So bou God. As jy misluk in jou bouproses, kan ek jou een ding vra. Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe lyk jou stilte tyd? Ek praat nie van daai wat jy lê in jou bed, lekker toegetrek, en jou vrou is besig om stilte tyd te hou nie. Ek praat nie van daai tyd, wanneer jy haar hand hou vas, en sê, mamma, bid sommer vir ons. Ek praat nie van daai kere wat jy in die hardloop
voordat jy die kinders skool toe vat. Net gou 'n gebed aframmel nie. Ek praat nie van al die dagstukkies wat jy lees nie. Is hierdie waar? Kan jy sê, die Here het my ontmoet. Die Here het vir my gesê. Die Here het my gewys dat die muur stikkend is en dat ons dit moet gaan regmaak. Ek wil klaarmaak en ek wil sê, daar's 'n geweldige, ernstige virus wat uitgebreek het. Is nog nie baie bekend nie, maar is erger as COVID, en is erger as die Hanta-virus. Hierdie ding is so uniek en absoluut so verfyn, dat hy geen simptome in die week het nie. Dit slaan Sondagoggende, net Sondagoggende, 'n kwartier voordat jy moet ry kerk toe, maak daai virus sy verskyning. En weet julle wat se interessante van hierdie virus, wat die wetenskaplikes uitgevind het, ek dink die wetenskaplikes is dalk teoloog, dat die oomblik as die kerkdiens verby is alle simptome weg. Die virus se naam is die Sabbateus morbidus. Gaan Google dit. Sabbateus morbidus, wat keer dat God se kinders kerk toe kom, wil kom. Jy's dodelik siek as die kerkklok lui. En dan begin ons redeneer en sê, ek moet afskaal. Ek moet afskaal, ek moet dit minder maak. Ek het 'n baie besige program. Ek sal eenvoudig Sondagoggende moet opoffer. Dis die enigste oggend wat ek laat kan lê en wat ek my rus kan inhaal. Ek het te veel eisters in die vuur. Ek het nuus vir jou. God is nie 'n eyster nie. Hy's 'n eyster. God is die vuur waarin die eisters behoort te wees. Het dit al gedraai in ons kop? In ons hart? Ons begin heel eerste by God om minder te maak. Nee, dis nie wat Nehemia vir ons sê nie. Samuel Chadwick het die volgende gesê: Satan vrees nie jou godsdienstigheid nie. Satan vrees nie jou goeie werke nie. Satan spot met jou geestelike trots. Maar hy sidder wanneer ons bid. Mag ek en jy hierdie woord van God vat. Mag ons dit lees. Mag dit in ons harte ingaan. Mag ons begeer om 'n rein hart te hê. Mag ons bidders wees, soos Nehemia gesê het, Here, hierdie dorp, hierdie stad van ons, hierdie mure van ons, lê in pyn. Help ons. Mag ons eie stikkend wees, wat ons nie eers van bewus was nie. Dalk vanaand net so na die oppervlak kom, en mag ons dit vir die Here teruggee en sê, Here, help my. Hier is ek. Vul my. Bou my soos U wil hê dat ek sal wees. Amen. Ek wil dat julle vir 'n paar oomblikke net jou oë toemaak, rustig met die Here praat. Ek sal vir ons afsluit.
Hemelse Vader, deur die genade van Jesus en deur die werk van die Gees, is ek daarvan oortuig dat U my in die samelewing wil gebruik. Ek is nie bevoeg nie, Here, maar ek is beskikbaar. En ek weet nie, Here, maar ek wil graag weet. Rus my deur U Gees toe. Gebruik my terwyl ek beskikbaar is in my ampt as gelowige op die markplein. Dankie, Here, dat U van hierdie oomblik af die leiersels van my lewe oorneem en ek sal gaan waar U my lei. In Jesus se naam. Amen.